Goeiedag liewe vriende, ons praat vandag oor die vraag, waarom moet Jesus deur die Gees die woestyn ingelei vir die versoeking deur die Satan? Ja, dis die 1 van Februarie. Baie welkom by ons erediens vandag. My gebed vir ons almal is dat hierdie geleentheid ook tot groot seën sal wees vir ons almal en dat ons almal ook sal baat op by dit wat ons uit die woord van die Here sal leer. Nou, ons gaan lees uit die evangelie van Matteus, die versoeking of die Jesus wat deur die Gees die versoeking ingelei of die woestyn ingelei is om versoek te word deur die Satan. Maar ek wil net so vinnig laat ons teruggaan na verlede week. Verlede week het ons stilgestaan by die gedeelte van Jesus se doop en baie belangrik dan hierso by Jesus se doop op die einde wanneer die Vader sê dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug en dan wanneer die Heilige Gees in die teken, 'n sigbare teken soos 'n duif op Jesus neerdal. So kom ons lees nou die verdere storie hierso in Matteus hoofstuk 14 Matteus hoofstuk 4 waar ons in vers 1 lees. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hy jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. En toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Vriende, die eerste ding wat ons dalk net vinnig vir mekaar moet sê is, as hierso staan dat die Heilige Gees het Jesus die woestyn ingelei om versoek te word deur die Satan, moet ons mooi verstaan in die konteks, wat wil Matteus en ook as Lukas daaroor skryf in hierdie selfde tipe van detail, wat wil hierdie twee boeke sê? En daarom het ek vir julle gesê, dit is belangrik dat ons gesien het dat die doop van die Here Jesus Christus hier in die Matteus Evangelie uitgebeeld word of vertel word, en dan God wat by hierdie geleentheid na Johannes die Doper, ons moet onthou Johannes die Doper is die voorloper van Jesus, Johannes doop vir Jesus, en wanneer Johannes vir Jesus doop, dan bevestig die Vader op 'n bonatuurlike manier, dat is sy geliefde seun en hom verheug ek my, en dan die sigbare teken van die Heilige Gees, wat neerdaal op Jesus Christus. Nou, ek dink die eerste belangrike ding is by die gebeure wat mens moet raak sien, die drie-enige God wat besig is, maar hierdie staan dan ook in ons lering oor die Bybel bekend as die geleentheid wat die inleiding tot die bediening van Jesus die bediening van Jesus op aarde inlei. En daarom net voordat hy dan finaal ingaan, wat hierna volg op hierdie gedeelte wat ons nou gelees is dan die roeping van die eerste disippels, wat sy volgelinge word, wat saam met hom begin in hierdie bediening van die koninkryk van God. Die uitstorting van die Heilige Gees, maar dan ook die Heilige Gees wat Jesus lei om in die woestyn deur die Satan versoek te word. En ek dink die woordjie versoek wat 'n mens in die oorspronklike taal hier optel
het baie te doen met op die proef stel. Toets. Met ander woorde, versoeking nie net in die terme wat ons baie keer oor versoeking praat, jong, ek word nou in versoeking gelei om 'n verkeerde ding te doen nie, maar ook baie in die konteks dat na die toerusting van die Heilige Gees by die doop, en nou is dit 'n belangrike ding om te weet. Ons weet dat Jesus se kennis van die woord begin nie hier nie. Dit kom nie net sommer net daar as die Heilige Gees hom toerus skielik, nou weet hy alles nie. Ons lees reeds in van die evangelies dat Jesus van kleins af, dat hy as kind in die tempel, reeds as kind, so met die skrifgeleerdes en fariseërs geredeneer dat hulle verbaas was oor sy kennis en sy uitleg van die skrif. En daarom is dit belangrik dat ons weet, wanneer Jesus hierso deur die Heilige Gees die woestyn ingelei word om getoets te word, beproef te word, dan gaan dit daaroor dat die evangelie van Matteus en dan ook Lukas wat so breedvoerig oorskryf, vir sy lesers wil sê, dat hierdie Christus, wat die koninkryk van God hier op aarde opnuut vir ons kom wys, word na aanleiding van hierdie gebeure getoets, en dan wil ek amper sê, die approval gegee, ek wil amper sê die chap gegee wat sê, maar hy is reg, hy is gereed daarvoor. Die lesers moet sien hoe Jesus Christus, nadat hy met die Heilige Gees toegerus is, in die woestyn ingaan vir 40 dae, om daar in 'n tyd van, kom ons sê dit maar dan gebed en alleenheid, afsondering te wees, en soos ons dan later in die evangelies optel, dat Jesus baie keer sulke tye van, of sulke plekke van afsondering gebruik het om met sy Vader te praat. So ons kan in 'n sekere sin aanneem dat die evangelies vir ons dan verder ook aandui dat Jesus sulke tye gebruik het as tye wat hy in gesprek was met die Vader. Maar dan baie spesifiek in hierdie gedeelte kom die gedagte na vore dat die beproewer, die Satan gekom het om hom te versoek. En dan is dit belangrik dat hierdie 3 versoekings telkens deur Jesus Christus vanuit die woord van God geantwoord word. En dis nou waar dit aansluit met waar ons nou op hierdie tyd Epifanie besig is om te sê, maar Epifanie is die tyd van lering. En nou sien ons dat Jesus Christus ken die woord, met ander woorde hy die woord leer ken, waarskynlik as hy jong Joodse seentjies deur die sinagoge is en waar hulle gewoond was om die wet en die profete te lees en te leer, maar hier wanneer die Heilige Gees hom toegerus het, dan is hy gereed om die bediening te begin. En bewys hy, en dit is wat die Matteus en Lukas evangelie baie duidelik hierso wil uitbeeld, Jesus is nou gereed vir sy bediening. Hy oorwin die Satan, dis sy eerste groot oorwinning oor die Satan. Ons sal in die evangelies verder lees, dat daar nog ander oorwinnings oor die Satans kom, wanneer hy mense gesond maak, bose geeste uitdryf en al daai tipe goeders, wat alles saamhang met hoe hierdie mense gedink het oor siekte en die goeders, so God wat duidelik toon, ek is besig om koningskap, my koninkryk hier op aarde te vestig. Ek en jy kom daarby in, as ons kyk na hierdie gedeeltes van die Here Jesus, die versoekings waarmee die Satan voorkom, dan sien ons, die toets is nogal redelik spesifiek, in terme daarvan, dat ons sien dat baie van hierdie tipe versoekings, wat die Satan hierso tot Jesus rig, is dinge wat Jesus weer langs sy pad in sy bediening raakloop. Met ander woorde, dis nie 'n sinlose toetsery hierdie nie. Dis 'n sinvolle toetsery. Kom ons kyk na die eerste ene. As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Sê dit moet nou gebeur. Maar doen 'n wonderwerk hierso. As u die seun van God is, bewys dit aan ons. Klink dit nie 'n bietjie bekend nie? As u die seun van God is, kom van die kruis af, né? Sien weer later. En daar in die kruis moes Jesus weet, hierdie tipe goed kom van die duiwel af. En daarom antwoord hy die duiwel, en hy sê vir hom, maar 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van die woord van God. Die Satan kom met 'n tweede versoeking, hy sê vir hom, as u die seun van God is, hier op die tempel se dag, spring af. Dan sê die Here vir hom, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Né? Alle stange wat ons verder weer in sy bediening sien, hoe die Here dan deur mense, nie deur die duiwel nie, met vrae getuister word, wat hom in die gevaar stel om verkeerd te handel
en dan elke keer dan handel Jesus reg. En hierso sien ons hoe Jesus dan die swaard van die Gees gebruik om die Satan se versoekinge, sy aanvalle af te weer. En dis waarby ons vandag staan. As ons vandag praat oor die Jesus se versoeking in die woestyn deur die Satan, dan gaan dit uit en uit daaroor dat die evangelies vir ons wil sê aan die hand van hierdie voorbeelde, maar Jesus is gereed om die bediening waartoe God hom geroep het, om die koninkryk van God weer nuut vir die wêreld te wys, te kan bedien. Maar hy bedien dit vanuit die woord van God. En daarom is dit baie belangrik om te sien hoeveel keer langs die pad as Jesus deur die Fariseërs en skrifgeleerdes veral ondervra word, hy vanuit die skrif redeneer, vanuit die skrif dinge antwoord. Byvoorbeeld, as hulle na Jesus Christus kom en vir hom die muntstuk wys en vir hom sê, moet ons, nee, is eintlik andersom, hulle sê vir Jesus, moet ons aan die keiser belasting betaal, hulle toets hom eintlik, of hy reg dalk hierdie Messias is, hierdie verwagte ou wat miskien 'n rebellie teen die Romeinse regering gaan begin, en miskien die volk Israel weer sou vrymaak van Romeinse oorheersing, en dan sê Jesus, wys my 'n muntstuk. Hy wys van my, sê, wie se kop sien jy daarop? Dan kom die Here Jesus en hy haal ook die waarheid aan. Betaal aan die keiser wat die keiser toekom. So kry ons dikwels sulke voorbeelde waar die Here Jesus Christus die woord van God inbring wanneer hy besig raak met sy bediening. En dit is dan wat die evangelies eintlik vir sy lesers wil sê, vir ons wil sê, Jesus is die een wat deur God gekies en toegerus is. Nie net met die woord nie, maar ook met die Gees wat die woord in ons harte, wil amper sê, help funksioneer, om in hierdie wêreld bedienaars te word, met ander woorde, sout vir die aarde, lig vir die wêreld. En daarom wil ek jou regtig aanmoedig in hierdie tyd. By die kinderdiens vanmôre gaan ons 'n bietjie spesiaal aandag daar gee om vir die kindertjies ook dan te sê, gaan leer in hierdie tyd die stukkie in Efesiërs hoofstuk 4 vers 17 waar dit gaan oor die wapenrusting van die geloof. Die wapenrusting van die geloof is die toerusting wat Paulus oorskryf wat die gelowige moet hê om in die stryd van die koninkryk staande te bly. En dan sê hy dan vers 17 se tweede deeltjie, en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. So ons sien hoe hierdie waarheid wat ons hier in die begin van die evangelie kry, naamlik dat Jesus voor hy nou met sy bediening amptelik gaan begin getoets word, is jy gereed waarvoor jy hierso geroep word, is jy reg, dan lees die lesers, lees die ouens vir Matteus, wat Matteus voorskryf en Lukas skryf, hier word bewys, Jesus is gereed om hierdie bediening te begin, met die autoriteit en die skrif, as die ondersteuning van God se kant af, gaan hy dan in, en nou begin hy vir mense sê, die koninkryk van God het naby gekom. Leer hy hulle met gelykenisse, leer hy hulle op 'n wonderlike manier, en julle sal nou in die gemeenteblaadjie sien ook dan, baie spesifiek die aanhaling, die mense het na Jesus toe gekom, en hulle was verbaas oor sy leer, want hy het hulle nie geleer, soos die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Ergens langs die pad, en kom ons sê dit nou maar vir mekaar, met die toerusting van die Heilige Gees, het God in Christus sy woord wat tog bekend was onder die Joodse volk, weer die lewende woord gemaak. Wanneer Jesus Christus hierdie swaard vat, dan is dit nie 'n ornament nie. Dan is dit 'n instrument in sy hand waarmee hy sy bediening begin en sy bediening voortsit. En vriende, is ons dan besonder gelukkig, geseënd, om hierdie swaard van die Gees ook te hê. En daarom moedig ek jou aan, om ook 'n bietjie in hierdie jaar iets daarvan te maak om skrifgedeeltes te memoriseer. Ten minste net die wye betekenis in jou hart te gaan laat lê, sodat jy toegerus sal wees ook hier in die koninkryk van God, om effektief te kan bedien, om werklik te kan bedien. Die tweede ding wat ek daarom net ook by dit alles wil sê, as ek oor die koninkryk van God praat, is dat Jesus nêrens in sy bediening die koninkryk van God afwater tot net mondkennis of verstandkennis nie.
telkens, en mens kan maar gaan kyk in Jesus Christus se optrede, en julle sal nou sien, in die gedeeltetjie net hierna, staan daar, hy het na Kapernaum toe gegaan, en hom daar gaan vestig. Wat maak dit so snaaks? Kapernaum was in daardie deel van die ou Israel, want dit is nou na ballingskap, daar is nou verskillende provinsies intussen ontstaan, wat nou weer anders lyk, maar Kapernaum was geleë in die deel van Galilea. Galilea was daardie provinsie wat deur die ouens in Jerusalem beskou is as minderwaardig. Dis nou maar eintlik die plebs wat daar bly, en die stupid ouens, en die ouens wat nie veel tussen die ore het nie. Die sondaars bly daar. Die geseëndes bly in Jerusalem. Die heiliges bly in Jerusalem. Hier waar die fariseërs en die skrifgeleerdes in trop rondloop. Hier waar die tempel is. Dis waar die dinge gebeur. Jesus gaan vestig hom tussen gewone mense. Identifiseer hom met gewone mense, want hier langs die viswater, waar die mense soekend en verlangend is, kry Jesus dan die geleentheid om mense, ook sy disippels, nie net te gaan roep nie, maar hulle ook te leer van sy liefde en sy genade. Vat sy evangelie, vat sy blye boodskap grond tussen mense. So ek daag jou uit om in hierdie jare 'n bietjie ook die skrif te vat en om te lees en te memoriseer, te bedink. Vat vir jou 'n maand versie, daai enetjie wat jou vat, leer hom uit jou kop uit. Ons gaan van die kinders vanmôre by die erediens vra om hierdie stukkie van Efesiërs 4 vers 17 te leer. Vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. En ek wil jou aanmoedig om dit ook sommer uit jou kop uit te leer. En dan, vir ouers wat ook by die huis is, sommer vir ons almal. Ons gaan vir jaar in ons gemeente regtig baie klem lê op 'n bietjie memorisering van skrifgedeeltes, ook by die kategese. En ons het vir mekaar in die eerste plek gesê, die eerste ding wat ons vir jaar wil hê by die kategese, is dat al ons kinders, die Onse Vader, teen die einde van die jaar uit hulle kop uit sal ken. Hierdie eerste kwartaal is dit ons doelwit, en daarom wil ek vir jou as ouer by die huis vra, man, help jou kind om die Onse Vader uit sy kop uit te ken. Bid dit soms as julle huisgodsdienst hou, sommer net as julle aandgebed, dat hulle dit hoor, dat die gebed nie net 'n ou gediggetjie is nie, maar regtig woorde, waarhede wat ons nader aan God bring, en wat ons help om ook die koninkryk van God in hierdie wêreld teenwoordig te maak. So ek daag jou uit, die Onse Vader, eerste ding, en dan sommer vir jou kinders hierdie versie ook te leer. Vat, is Efesiërs 4 vers 17 se tweede gedeeltetjie, vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Kom ons vat saam. Jesus aangewys deur Johannes die Doper as die een wat nou eintlik die ware Messias is, die een van wie hy nie werd is om sy skoenrieme vas te maak nie, die een wat die Heilige Gees sigbaar opgekom het, as hy uit die water uit opkom, die stem van God wat gesê, dit is my geliefde seun, gaan in 'n tyd van toetsing in, of hy gereed is vir die bediening, en dan slaag hy hierdie toets, omdat hy die swaard van die Gees kan aanwend. Ja, moenie verbaas wees nie, almal kan die swaard van die Gees aanwend tot die duiwel, maar om die swaard van die Gees reg aan te wend, onder leiding van die Heilige Gees, binne dit wat die koninkryk van God stig. En daarom wil ek ook vandag vir jou vra, kom ons memoriseer 'n bietjie die woord van God, laat hy bietjie in ons lê, en bid ons die Here om ons almal te help, om sy woord in hierdie ou wêreld so uit te dra, dat dit die saad sal wees, wat weer die evangelie sal uitdra in die wêreld wat vorentoe kom. Seën vir jou in hierdie week, kom ons bid saam. Here Jesus, as U wat die Seun van God is, in die woestyn ingelei is om getoets te word, weet ons, Here, ons sal in hierdie wêreld ook getoets word. En Here, ek dink partykeer is ons soms so besig met hierdie wêreldse dinge, dat die toetse by ons verbygaan. Dat ons op die eintlik net terugkyk en sien, daar het ek hom gedop. Here, help ons om in hierdie wêreld waaksaam te wees, om U woord altyd ergens in ons harte te bære, en te weet, Here, dat ons dit ook onder die leiding van die Heilige Gees kan gebruik, om ons in hierdie wêreld bruikbaar te maak, om ander daarmee te bemoedig,
ander mense daarmee te lei, ons kinders daarmee op te voed, maar ook om versoekinge te weerstaan. Help ons daarin. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, voor ek tot sien sê, wil ek tog ietsie sê. Ek het nou in die gebed nogal oor gebid en gesê, onthou, die woord van God is nie net om die versoekinge van die Satan te weerstaan nie. Die woord van God is ook daar om vir mense te bemoedig of aan te moedig, om rigting te gee, om lering te gee, om wyshede in ons lewe in te kweek. So kom ons weet maar net, dis die swaard van die Gees nie net om teen die Satan te veg nie, maar ook om in die koninkryk van God diensbaar te wees en effektief te wees. Mag die Here ons elkeen help. Totsiens.